just an annoying distraction. And if I have the gift of prophecy, and I speak a new message from God to the people, and understand all the mysteries, and possess all knowledge, and if I have become all sufficient, so that I can remove mountains, but I do not have love, reaching out to others, I am nothing. If I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but I do not have love, it does me no good at all. Love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful, and is not jealous or envious. Love does not brag and is not proud or arrogant. It is not rude, it is not self-seeking, it is not provoked, nor overly sensitive and easily angered. It does not take into account a wrong endured. It does not rejoice at injustice, but rejoices with the truth when right and truth prevail. Love bears all things, regardless of what comes. It believes all things, looking for the best in each one. It hopes all things, remains steadfast during difficult times, endures all things without weakening. Love never fails. It never fades or ends. But as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for the gift of special knowledge, it will pass away. Daar's dinge wat sal ophou. Daar's dinge wat sal weggaan en vergaan. Maar liefde kan nooit ophou. En hier kom Paulus en hy beskryf liefde op 'n ander manier. Hy sê dit is die kenmerk van die gelowige, van 'n ware gelowige, is om liefde te hê en om liefde te kan wys. Maar Paulus kom eintlik te sê, hy skryf die persoon dat hy ander vir ons 'n prentjie gee van hoe liefde moet lyk. Nie van hoe ek wil leef of hoe die wêreld sê dit moet lyk. Die wêreld kom en ons as mens kom en ons is voorwaarts aan liefde. Ek sê jou lief as jy dit vir my. Of as jy my seer maak, of jy my lief hê. En God kom en hy wys iets anders. Hy sê, hierdie liefde wat Paulus van beskryf, is albei liefde. Dis God se liefde. Dis 'n soort liefde wat nie van die mens kan afkom. So liefde wat ons eers weet hoe om te ontwikkel. Maar liefde wat uit God se hart uitvloei. Hy sê, as ek nie liefde het nie, dan het ek niks in die wêreld. Jy kan al die besittings in jou hart hê. Jy kan hoe ryk wees. Maar as jy nie liefde het, jy niks. Jy is die armste van die armste as jy nie liefde het. Liefde is die kern van wie God is. Sy hele wese draai rondom liefde. Alles van ons straal uit liefde. En die Kaartman het gesê, jy kan gee sonder om lief te hê. Maar jy kan nie lief hê sonder om te gee. Jy kan nie lief hê vir iemand sonder om iets te gee. Sonder om iets te gee. En as ons na Jesus kyk, dan sien jy hierdie absolute perfekte beeldjie van hoe liefde is. Jesus was 'n uitstraling van liefde. Alles wat hy gedoen het, was liefde. Alles wat hy gesê het, was liefde, al het dit so geklink. Toe Jesus aan die tempel ingaan, en ek sê dit altyd, hy kyk op die goeie tempel, omdat hy sondige pleeg gedoen. En hy het mekaar geslaan om te spreek, het hy liefde uitgedoen. Nie omdat hy kwaad was,
maar het sê ook, jy moet jou kinders teruglig, as jy vir hulle lief is. Alhoewel as jy die wêreld sien, daar is die men hulle raak, as jy smaal, as jy teruglig, as jy nie lief vir jou kinders sien. Maar die brief is anders wat Jesus weet. En anders wat Jesus ons gewys het, is liefde. Jesus het die sondaar lief gehad. Hy het sonde gehad. Jesus het sy vyande lief gehad. Sy vyande het op 'n kruis vasgeslaan. En tog het hulle lief gehad. Jesus het so baie lief gehad dat hy bereid was om te sterf vir ons. En Johannes 15:3 sê, groter liefde en niemand as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende gee. Ek is ook my vriende afgeen. Dit is selfs ek like myself. Ek dink nie as ek persoonlik wil, ek weet hoe ek sy liefde kan wys is vir iemand anders. Ek kan nie. Dit is so moeilik om vir my op die straat te wys. Dat ek voor 'n brood vir hom gaan staan, vir hy moet liggen. As mense het ons eie lewe meer lief as wat ons iemand anders lief het. Maar God sê hy sy eie vriende so lief gehad dat hy lief is. Dat hy is bereid om te sterf. En hy noem ons sy vriende. En hy vertel van 'n sendeling wat op reis gegaan het en hy na 'n ver afgeleë gemeenskap gegaan na 'n stam wat hy besoek het. En hy vertel dat terwyl hy die stam besoek het, probeer hy vir hulle verduidelik wat liefde is. Dis die moeilikste ding vir iemand te verduidelik wat is. En hierdie sendeling probeer die stam verduidelik wat is liefde en hoe liefde lyk. En hy kry dit nie reg. En hy sê hy gaan alles los. Skryf dit net ja. En hy verduidelik vir hulle wat Jesus aan die kruis gedoen het. En hoe Jesus vir hulle op die kruis gestaan het. En dan kan hy sê vir hom, maar dit is hoe liefde lyk. Ewe verstaan hulle wat is liefde, sonder dat hy vir hulle liefde verduidelik. En as ons moet leer wat liefde is, moet jy eers leer wat dit nie is. Dis maklik vir ons as 'n mens om 'n konsep te verstaan as ons weet wat dit nie is. As jy weet wat dit nie is, dan weet jy presies wat dit is. En Paulus beskryf hulle in 1 Korintiërs 13 eintlik baie meer van wat liefde nie is as wat dit is. Hy kom en sê daarso dat liefde is nie afgunstig. Dit is nie jaloers. Hy sê liefde vier iemand anders se seëning. Dit raak nie jaloers omdat iemand anders gebless word. Want ons liefde het, dan werklik goddelike liefde het iemand, dan vier ons saam met hulle blessings. Hy sê liefde is nie groot praat of trots. Baie keer as mens waar ons iets reg kry, waarop ek uit trots op wat ons gedoen het. Maar liefde draai nie ons. Dit soek nie sy eie aandag. Liefde hou nie daarvan dat aandag ongewees word. Want as ons sê, liefde is nie ongeskik of selfgesentreerd. En as ek kyk wat die wêreld aangaan, sien hoe mense in Natalse gesin, in die gebouwe, gaan ek die liefde raak sien. Want jy sien ongeskik is mense. Jy sien hoe selfgesentreerd is mense. Die liefde sit aan mense eerste, en nooit vanself. Want hy sê, liefde hou nie boek van die verkeerde dinge. Ons laat om dit te doen. Al van ons in ons agterkopboekie, ons skryf meer. Hierdie het dit aan my verkeerd gedoen, daai het verkeerd gedoen aan my. Hy sê, hoe is daar baie van ons hou ook van wat mense doen aan ons. En hy sê, oor
die dinge wat ons aangedoen is nie. Ons word nie vergeet van die kwaad wat ons aangedoen is nie. Wat elkeen teen my gedoen het. Maar liefde kom en doen nie dit. Liefde hou nie op daarvan. Liefde vat uit veel danser. Hy sê, liefde vind nie vreugde in die onreg of in onwaarheid. Liefde vind sy nie vreugde wanneer iets teen iemand anders gedoen is, wanneer haar onreg aan iemand gedoen word. En Johannes 4 vers 8 sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken, want God is liefde. Thomas Merton het geskryf, hy sê, trots vra om wees reg, maar liefde vra, wat is reg? Nou, Paulus en my, hy beskryf so mooi, ek het nie my vriendin onderstaan van wat liefde is, en hoe dit lyk reg. Hy sê, liefde bly lang volharding, aan woorde liefde hou aan, dit volharding wat hy besig is. Hy sê, liefde is geduldig. Ek weet 59 in Albert moet geduld in liefde. Want dan is ek nie geduldig. Ook maak my sien weer agterig. Kan ek die mama my die teksties is nie veel bepaal. Ek raak nie geduldig. Hy sê, liefde is vriendelik. As ek munisipale kantoor toe gaan in die dorp, kan ek nie vriendelik sien. Niemand wil vriendelik wees met die munisipale kantoor. Die dame die daar agter die ry wegkry, is ons nie vriendelik nie. Maar ons moet vriendelik wees, Jesus het gesê, sy wil liefde wys met die vriendelik wees met hulle. Maar hulle my hoe kwaad. Hy sê, liefde verbly op in die waarheid. Liefde dra alles. En het glo die beste. Dit is net so moeilik. Wanneer 'n saak negatief lyk, wanneer iemand iets verkeerd met my gedoen het, kan ek nie altyd die beste in iemand raak sien. Want hulle sê, goddelike liefde is wanneer ek die beste in daardie persoon raak sien. Het hulle my seer gemaak. Sy liefde hoop altyd. En het hou vol tot die einde. Sy liefde verval of verdwyn nooit nie. Liefde kan nie weggaan. Sien my die liefde wat Paulus verduidelik, is nie menslike liefde. Want ons kan nie hierdie liefde produseer. Ons is nie in staat daartoe is om op hierdie vlak te kan liefhê. Want as mens sien ons die verkeerde dinge. Ons sien hoe seer gemaak, ons sien die borsgesigte ons sien die slegte raad vir ons die wêreld sien. Paulus praat van 'n bonatuurlike liefde. Iets wat nie van my afkom nie. J.H. Towner het gesê, die maatstaf van liefde is dit wat bereid is om te verdra. En hoeveel is jy as mens bereid om te verdra? Ons wil nie baie verdra. Wanneer dit moeilik raak, verdra ons ook minder. Sien maar, hy praat van 'n bron van ware liefde. Hy sê dat hierdie liefde kan ons nie vrou. Ons kan nie uit ons eie. Dit is liefde wat nie gedryf word deur emosie. Dis nie liefde wat gedryf word deur voorwaardes nie. Dis liefde wat uit God het. So God se liefde het nie voorwaardes nie. God sal nie daarstaan en sê, ek het jou lief as jy dit en dit doen. Of as jy nie dit doen, dan het jy lief. God sê, ek het jou lief ongeag. Maak die saam. In Johannes 4 vers 7 sê, geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen
wat liefhet, is uit God gebore en ken God. En as jy uit God gebore is, en God is binne in jou, dan kan jy ons lief hê soos wat God lief het. En jy kan die liefde wys vir mense wat God vir mense is. Die enigste manier waar liefde 'n verandering kan bring, is wanneer dit God se liefde is. 'n Mens se liefde kan iemand anders verander. 'n Mens se liefde kan omstandighede verander. God se liefde verander. God se liefde verander mense. God se liefde verander harte en omstandighede. En dit is ook baie, want jy God se liefde op so 'n manier kan uitdra, dat dit mense en omstandighede verander, is dat jy moet totaal en al afhanklik wees van die Heilige Gees. Totaal en al afhanklik wees van dat hy jou lei, dat hy jou dra. Sien, wanneer ons seer gemaak word, wanneer ons teleurgestel word in die lewe, dan kom jou ou mens, jou vleesmens, kom jy van agter die ry af hard, ons sien almal gestaan oor die ry en sê vir jou, moet die ou persoon weet, moet hom nie liefde wys, moet hom nie genade wys. Maar God se prentjie is iets anders. Almal weet kom jy van agter as hy sê, gaan terug na daai persoon. Maak nie saak hoe jy seer maak, maar gaan weer terug. Elke keer. En as jy weer seer maak, gaan jy weer terug. En jy bly liefde wys. Maar hoe meer jy die liefde wys, hoe meer gaan dit verander. As jy dink aan 'n ma, haar kinders gaan van haar weg. Die ma se kinders gaan hoe seer maak. Sy bly lief vir hulle. Want dit is binne in haar. Dit is deel van haar. Die ware liefde het by kruis begin. En die Heilige Gees vat met hy onderhou dit die op. Maar Paulus kom in die Korintiërs werk, hy teken nie net die prentjie van wie liefde is en wat liefde is. Maar hy het in die werk geskryf op die manier dat dit prakties is. Dit gee jou 'n riglyn van hoe om liefde te wys vir iemand. Hy sê jou presies wat om te doen en wat om nie te doen nie, om hierdie manier te wys. Om ander liefde te wys, sodat iemand kan verander. En wanneer jy in 'n situasie is, jy sit in die huis, jy kan, jy dink vir jouself, het ek nie vermoë om God se liefde vir iemand anders te wys. Dan vra jy vir jouself, is jy vriendelik teenoor iemand anders? In plaas van om hard te wees. Wys jy vriendelik? Om ook op sien gesinvol te word. Is jy geduldig wanneer dit moeilik gaan? Is jy geduldig wanneer die tante lang is in die winkel? Is jy geduldig wanneer jy die partij staan? Almal voor jou is al so kwaad, is die skuld oor uitkom oor die rekeninge. Maar jy sit geduldig in die rij. Vergewe jy gauw. Is ek bereid om iemand te vergewe, wat my seer gemaak, wat my te nagekom. Soek die beste in iemand. Is ek bereid om iets goed te soek by jou persoon. Maak nie saak wie jy is, maak nie saak wat hulle gedoen. Is ek bereid om altyd die beste te soek. Johannes 13, vers 34 sê, 'n nuwe gebod gee ek jou. Jesus sê, 'n nuwe opdrag gee ek vir jou. Dat jy mekaar moet lief hê, soos wat ek julle lief gehad het, moet jy mekaar lief. Hy sê, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. As julle liefde onder mekaar het. Jesus sê duidelik, almal gaan weet, jy behoort aan my, wanneer jy liefde wys.
Nie mensenliefde nie, wanneer jy God se liefde wys. Moeder Teresa het gesê, laat niemand van jou af weggaan sonder om weer gelukkig te voel. Moenie uit die winkel uitloop of by die tolverby loop sonder dat die vrou agter die tol weer gevoel sit. Moenie verby iemand anders staan. Moenie laat iemand wat jy kom kyk weggaan sonder dat jy weer gevoel. Maar ons sukkel daarmee. Ons sukkel daarmee. Dit is so moeilik. Want as ek besig met 'n worstelsprys van my eie, daardie persoon is besig met 'n worstelsprys van hulle eie. Partykeer kan ek myself nie eens beter kan voel. En nou verwag die Here ek moet anders beter kan voel. Maar dit is wanneer Jesus kom. Al voel ek hoe goed oor myself. Wanneer die Heilige Gees weer my werk, die vermoë om anders te leef. Als 'n verhaal wat vertel word, als 'n man, hy het in die lewe gewees. Man het alles verloor. Hy het nie vriende nie, hy het nie familie nie, hy het nie geloof nie. Hy sit dus op sak en as. En hy is my die dag gemaakt om weer te gaan. Klein gemeente. En sê, tot maar, arm gemeente wat nie veel nie. En hy sê, hy gaan die dag soek gaan. En hy gaan sit aan sy gebitterheid in die gemeente. En sy mense kom om glimlach, groet en vir maande lang gaan het so aan. Iemand glimlach vol, iemand groet my aan, iemand bid vir hom, iemand mooi vir 'n koppie koffie na die kyk. En maande na die tyd, staan die man die dag op die kerkhuis, besluit vir iets te sê vir dit. Hy sê, vir maande lang, wys hulle al vir hom Jesus, sonder dat enige iemand 'n woord vir hom gesê. Wanneer laat het jy Jesus vir iemand gewys, sonder 'n woord vir hulle te sê? Die liefde is ons identiteitsmerk. Ons weet allemaal dat die gedrukke kom, dat hulle sê dat jy gaan nie vir ons liefde vat, as dit identiteitsmerk. Maar jy wat God se kind is, dra alreeds 'n identiteitsmerk. Jy dra dit op jou hart. Jou hart is ons naam geskryf, liefde. En almal kan sien wie jy is. En almal kan sien wie God is. Die wêreld gaan jou nie ken aan jou naam. Die wêreld gaan jou nie ken aan al die geld wat jy het. Die wêreld ken God se kinders omdat ons liefde wys. Die wêreld kan God se kinders eers uitken omdat ons bereid is om liefde te wys. Selfs die man wat dit is verdien. Jesus was bereid om te wys aan die kruis. Maar wat langs gegaan het dit nie verdien. En tog het hy dit gewys. En Johannes 4 vers 16 sê, en ons het die liefde wat God tot ons het erken en geglo. Sê, God is liefde. En hy wat in liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hy wat in liefde is, hy wat in God bly, waar die identiteitsmerk is geskrywe. Sien, wanneer die kerk in liefde loop, wanneer die kerk in liefde wandel, verander dinge. Wanneer die kerk in liefde wandel, gebeur herlewing. Dit gebeur nie altyd op ons wyse. Gebeur nie volgens ons emosies, maar dit gebeur. Wanneer ons in liefde loop, kom genesing en herstel gebeur. En families word aan
mekaar gesit. En daar is eenheid onder die mense. Die oomblik wanneer daar nie liefde binne 'n gemeente is, is daar nie eenheid nie. Dis daar nie eenheid in 'n gemeente is nie. Maar wanneer daar liefde is, hou dit almal mekaar vas. Dis die bewys dat Jesus is binne in jou. Maar liefde is 'n keuse wat jy maak. Liefde moet ons kies. Ek kies om te gaan vir iemand kies. Dit is dat God ons liefgehad het. Soos wat Jesus die wêreld kon verander met liefde. So hy leer ons moet liefde binne ons hê. So hy leer ons moet wêreld verander met liefde. Sint Francis van Assisi het gesê, die wêreld sal verander deur jou voorbeeld, nie deur jou opinie. Niks gaan verander deur wat jy sê. Alles verander deur wat jy doen. Hier was die Vader hier. Kom ons hier en ons vra help ons om liefde te wys, soos wat U is. Help ons, Here, om die wêreld te verander, deur God se liefde vir aanwesig te wys. Help ons, Here, om allebei liefde uit te dra. Here, soos wat Paulus ons 'n voorbeeld gegee het in Filippense 3, Here, ons 'n prentjie beskryf van hoe U liefde moet lyk. Jy vra ons dat ons sal help om daai prentjie uit te leef in die wêreld. Om Jesus lief te lewe. Here, wanneer ons ou mense na vore wil kom, wanneer iemand ons seer gemaak het. En die ou mense wat is die moeite aan die persoon met die vriend. Here, dat die Gees sal intree. En ons verhoog gee om weer en weer terug te gaan. Aan die ons om weer en weer te gaan en liefde vir hulle te wys. Here, daarin leer ons, kan ons mense, daarin leer ons vir ons gemeenskap. Here, dit vat een persoon om 'n verandering te bring. Een persoon om die eerste stapie te gee en te sê, ek